dood Pere Kerk as haar bepaalde. Amen. Dis aan die wysheid van Salomo. Salomo het gesien, okay. En as jy sien, as jy Paulus praat van sy tye. Paulus sê, ek het 'n tyd was ek verneder, maar in my ander tyd was ek in oorvloed. In 'n tyd was ek in die ding, en 'n tyd was ek hier. Nou, ek het nie probleem as ek vir my snacks nogal 'n vrou wat lê aan bloedvloeiing. Amen. En 'n 12-jarige dogter wat sterwe. Halleluja. Verskoon die bares. Wat my sê, tyd raak ons almal. Nee. Of ons is almal onderworpe aan tyd. Yes, sir. Dis alright. Ons tyd loop uit. Ons tyd raak klaar. Ons kan dinge hanteer. As jy sien, as jy die vrou het probeer binne die 12 jaar om sy situasie te beheer. En ek vra my af, hoekom loop sy tot by 12 om te besef daar's niks meer nie. Amen. As die mense ons troos wat al begrawe het, dan sê hulle, jullie die Here kan jou genees. Dan sê hulle, tyd heel wonder. Yes. Ek los hom maar, iemand het seker sy eie openbaring daarop. Maar daar is 'n skrif vir dit. Amen. Daar is 'n skrif. Iemand het miskien, ek kan dit beter verduidelik. So ek kan nou nie in 'n verduideliking waarvoor ek die openbaring het. Maar ek het ook gehoor by my ma se dood. Tyd sal die wonde heel. As dit wonde heel. Hoekom loop 12 jaar uit? En die Bybel sê in die 12 jaar raak sy liewer erger. Moes die tyd sy uitloop, raak die mense nie slimmer met tyd. Moes, as die rat die werkie, beteken die ander rat sal werk, moes het nie beter met tyd geword het. Maar hoe sê die Bybel by die vrou? Soos die tyd aanloop, so het sy liever